van U. Daar staan geskrywe, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van U is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En ons het U nodig. As U nie vir ons harte sê klop nie, klop hulle nie. As U nie sê haal asem, haal nie asem, want die hele heelal is in die palm van U hand. Alles is van U, deur U en tot U. Here, dankie Vader, dat ons vandag hier kan by mekaar kom. Here, ek vra vir oop geestesore waar ons in U wonderlike woord kom myn. Want daar staan geskrywe, U woord is lewendig, kragtig, aktief in elkeen van ons se lewens. En dis 'n lewende brood, Here, dat ons dit kan eet, dat ons kan deel word van ons lewe. Ons bid dit so in Jesus Christus naam. Amen en amen. Ja, laat dit nie net deel word van ons lewe, maar dat ons dit kan toepas. Dat ons dit kan uitleef, dat ons dit kan aanwend. Weet wat help ons is hoorders van die woord, maar nie daders. Nee, so en hoeveel keer in my lewe het ek al gehoor, ek weet wat ek moet doen, maar ek kry dit nie gedoen. So ek vra Here dat ons dit kan aanwend in ons lewe. En gewoonlik is dit waar die uitdaging kom. Nie die hoor nie, maar die doen. Dis maklik om te praat, maklik om te hoor, om te doen. Nee. Ek lees 2 Korintiërs 5, so van vers 17 af. En ja, ek vanoggend vroeg nou lees ek weer deur hierdie vers. En ek dink net weer, ja, as hy vat hoe kosbaar, is nou vers 21, 2 Korintiërs 5, vers 21. As hy dink hoe kosbaar is hierdie vers, want ek is nog al seker 'n maand op hierdie verse besig. Hoeveel juwele is in hierdie woord van God. En ek lees van vers 17 af, net laat ons so bietjie in die konteks inkom, as ons praat oor vers 21. Daar staan geskrywe, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. So het nie net ons versoen met hom nie, maar hy het ons die bediening van versoening gegee, nou die vermoë, om ander ook na hom te lei en ook met ander te versoen. En dan vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrek. Hy het daai woord van versoening gerelease, né, op die aarde, né. Daai genade van hom, hy het dit release op die aarde, hy het dit losgemaak. En dan vers 20, ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle aan Christus wil, laat julle met God versoen. En dan vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. In hierdie versie wil ek wil hê ons net so 'n bietjie deur hom marineer, want hy het hom, hy wat Vader is, het hom wat Seun is, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. En hy wat geen sonde geken het nie, hy het geen sonde gehad nie, maar hy wat Vader is, het hom wat sonde gemaak, vir my en vir jou. En toe ek hierdie ding lees, rukkie terug, toe dink ek, ek het net nog iets besef van die prys wat vir ons betaal is, want hier so geweldig, ons weet Jesus het met sy lewe betaal, né? Aan die tuin van Getsemane het hy gesê, Vader, nogtans nie u wil nie, of my wil nie, maar u wil. Die grootste daad van om te onderwerp, om homself te onderwerp aan wat Vader wil hê. Jesus het geweet wat kom. Die grootste daad van gehoorsaamheid. Hy wat die skepper is, het sy lewe kom aflê vir die skepping. Hy het nie geskroom om sy rang as God neer te lê, en sy boekleed uit te trek en op sy knie te gaan en die disippels se voete te was nie. Hierdie nederigheid wat ek nou ook van gepraat met die laatkommerheid en vroegkommerheid, wat hoogmoed is, né? Wat so maklik in ons lewens insluit. En God kom en hy kom wys sy nederigheid. En hy wat Vader is, maak hom wat Seun is, wat geen sonde het,
die opoffering aan Vader se kant en die opoffering aan Seun se kant. Nou, hoe mooi is dit nie? En ek dink eendag het ek die dag gewerk by die huis en ek het gaan stort die middag en ek het klaar gestort en nou sit te vroeg om aandklere aan te trek of nagklere aan te trek en ek dink, ja maar laat ek net nog so rukkie my hemp aanhou want anders gaan ek nou nog 'n hemp vuil maak, né? En toe ek daai hemp wil aantrek, toe sê ek nee, dit gaan nie werk nie, onmiddellik, jy kan nou nie op hierdie skoonlyf weer die dag se hemp aantrek nie, en ek dink dan dat hy wat geen sonde geken het nie, het hy sonde gemaak. Hy het hom sonde gemaak. En dit het my laat dink aan daai skrif in die Ou Testament waar die volk in opstand gekom het teen God en Moses, na hulle baie jare in die woestyn was en die Here het giftige slange in die volk ingestuur. Dit is 'n hele aanloop gewees. En hulle het toe tot bekering gekom, kan ek sê, tot inkeer gekom. En hulle het vir God en vir Moses om verskoning gevra en Moses het vir hulle gaan intree. En die Here het vir hom gesê, gaan maak 'n paal met 'n koperslang op, sodat elkeen wat na die slang kyk, dat hulle kan lewe. En daai tyd het ek gewonder, hoekom 'n slang? Dis nou nie soos Jesus, 'n man wat aan die kruis hang, of ek weet al die goed wat jy, en dit het klaar, dis 1300 jaar voor hierdie skrif, het dit klaar verwys na Christus wat kom. En dit het klaar gewys dat hy wat geen sonde gehad het, sonde gemaak was. Sien hoekom dit 'n slang was? Mooi is die woord, as jy die goue draad volg, gaan ons terug 1000 jaar kan weer terugkom. Nou, en as jy gaan kyk daar wat alles daar gebeur het met die volk, en daar is soveel lewenslesse om te leer in die Ou Testament. Ons gaan nou lees oor die Ou Testament. So, die Ou Testament is kosbaar, maar ons is Nuwe Testament kerk. Amen. Nee, ons is Nuwe Testament kerk, so ons moet dit onthou. So ons gaan al die lewenslesse daar in die Ou Testament. Ons kyk na daai wat die manne van God gedoen het. Hoekom was koning Dawid? Hoekom het die Here gesê koning Dawid is 'n man so na my hart? Dis die goed wat ons moet gaan soek, né? In die Ou Testament, maar ons gaan nou daaroor lees. Dan sê hy, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Is niks wat ek gemaak het nie. Is niks wat ek en jy gemaak het. Hy het dit gedoen nog lank voor Peer hier is. Nee, en die woord sê toe ons nog vyand in vyandskap met God was, het hy al reeds besluit, ek het jou lief, ek gaan hierdie opoffering maak. Nee, ek gaan my seun vir jou offer. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En die seun het gesê, is reg pa, ek sal. Maar hy het hom 'n keuse gegee. Ons moet nie dink, hy het hom nie 'n keuse gegee. Ja. Hy het 'n keuse gehad, ja of nee. Hy kom sê, nee, kom ons vee hierdie skepping skoon. Maar die Here het iets gesê, en hy het gesê, ek sal bly by wat ek gesê het. En hy het gesê, dit is wanneer Peer gaan gebore word, en dis wanneer hy terugkom huis toe. Hy het gebly by wat hy gesê het. En hy het 'n persent in plek gesit vir my en vir jou. En hy het dit gaan doen. Ek het geen aandeel in dis, niks wat ek gedoen het nie. Hy het dit gedoen. En dan sê hy, sodat ons kan word. Kyk, stap net 'n tree terug. Hy sê, hy het gedoen, sodat ons kan word. Dis nie wat ons gedoen het nie. Hy het dit gedoen, sodat ons kan word. Net so 'n bietjie vorentoe het ons gelees dat ons is dus nou 'n nuwe skepsel. Daarom, as iemand in Christus, luister maar, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan en alles het nuut geword. En hy het gekom, die oomblik wat ek die persent vat van Jesus Christus, wat ek die persent vat, haal hy my uit die koninkryk van duisternis, hy sit my in die koninkryk van die lig. Koninkryk van sy seun. Nee, Vader, sit ons in die koninkryk van sy seun. Want ek het daai persent aangeneem, en nou is ek in hom. Ek loop saam met hom, ek wandel saam met hom. Want jy sal sien, hy sê, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So ons loop hierdie pad saam met hom, sodat ons kan word die geregtigheid. En ek het gesien dat wanneer mense tot bekering kom, is ons 'n nuwe skepping, maar met ou gewoontes. Mense, ons moet nie daai ene miskyk nie. Ons is 'n nuwe skepping.
Ons is uit die koninkryk van duisternis uitgehaal en die koninkryk van lig geplaas. Jy's 'n nuwe skepping, maar jy het ou gewoontes. Daarom is daar nie sodat ons geregtigheid kan wees nie, maar dat ons geregtigheid kan word. Die Here het gesê die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek einduit voltooi. Jy sien, nou raak ons moedeloos want ek het nou my hart vir die Here gegee. Maar weet jy, ek stoei met nog goed in my lewe. Daar's nog dinge in my lewe wat nie reg is nie. Ek stoei dalk nog met verslawings, ek het dalk nog gehumeer, ek het dalk nog ongeduld. Ek het dalk nog baie dinge in my lewe wat ek mee stoei. Maar nou dink ek, ja, maar hoekom stoei ek nog? Ek het nou my hart vir die Here gegee. Hoekom stoei ek nog met hierdie? Hoekom stoei ek nog met verhoudinge? Daar's 'n proses om te loop. Daar's 'n goeie werk wat die Here mee besig is in hom. Daar's 'n pad wat ons saam met hom moet wandel. Toe ek my hart vir die Here gegee het ek 'n hele lys gehad van goed wat ek voel moet uitgesorteer word. Nou voor ek my hart vir hom gegee het ek lank nie my hart vir hom gegee nie, want ek het gevoel ek kan nie na hom toe gaan nie, maar die verlore seun, dis hoekom my storie vir my so spesiaal is. Ek meen, dis 'n storie wat ons self oor kan praat. Dis die verlore seun was in die varkhok. Hy was vuil. Hy was honger. Dit het sleg gegaan met hom. En hy het besluit, hy gaan na vader toe. Hy gaan na sy vader toe. Maar hy kon nie eers gaan stop by 'n herberg en 'n bad vang. Hy kon nie eers Mr. Price toe gaan en 'n nuwe stel klere koop. Hy het gegaan soos hy was. En dit het my gesê, maar ek kan gaan na my vader soos ek is. En die vader het my kom omhels soos ek is. Met my vuil goed. Jy sien, ek het gedink, dit maak my nie waardig nie. Die vuil goed maak my nie minder waardig nie. Die vuil kolle nie. En vader het hom geomhels met sy vuil kolle. En vader, wie het sy kleed uitgetrek? Hy of vader? Vader het sy kleed uitgetrek, die vuil klere uitgetrek. Jy sien, daar's iets wat moet doen. Soos met die tronk, waar Paulus en Silas, ons ken die storie waar hulle gesit en worship het, en daar het 'n aardbewing gekom en die deure gaan oop en die boeye val af, maar Paulus moes uitstap. En dis die pad wat ek en jy sien dinge, die Here gee ons die vermoë om te kan uitstap. Hy maak dit vir ons, dit was nie moontlik, hy maak dit moontlik, maar jy en ek moet uitstap. En ek wil hê dat ons nie moet moed opgee op jouself nie, want die Here sal nooit moet. Hy het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit verlaat nie, en nooit in die steek laat nie. So ek gaan nie op jou moed opgee. Maar ons moet uitstap, want ons moet geregtigheid kan word. Daarom hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Koning Dawid het geskryf, hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. So hy kom en hy lei my op 'n pad van geregtigheid. Dis 'n plek om te wees, dis 'n pad om te vat. Maar jy kan nie die vinger klap en dan is jy op die eindbestemming. Daar's 'n pad om te loop. Dis maar ek gesê, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek einduit voltooi. Maar dan moet ons ook natuurlik doelgerig wees. Mense, dat wanneer dit tyd is om dit goed te deel, daai lys van goed wat ek gesê het natuurlik anders te gelyk as sy lys. Die goed wat ek later in my lys gesit het om uit te sort, was eintlik ander goed wat hy eerste wou uitsorteer, en ek moes dit uit, want ek is heeltyd besig met die vrotkolle, maar hy wil daai was, want hy kom was uitbreid met sy woord. So werksaam, laat ons op sy lys werk, want daar's goed wat hy wil uitsorteer. Maar dan moet ons daadwerklik wees om te sê, Vader, hierdie wil ons daarmee deel. En laat ons dit daarmee deel. Want die Here sê in Romeine 12:2, ons moet toelaat, laat hy ons vernuwe, deur ons denke te vernuwe. So jy moet toelaat dat hy jou vernuwe, deur jou denke te vernuwe. Daai vernuwe, gebruik die ou skrifte metamorfe, wat beteken om deur 'n metamorfose te gaan. Dat dit wat jy was, is niks uit te waai met die een wat ons word. Maar daar's 'n proses. Ek het al daaroor gepraat, die rispe gaan in die kokon, in Christus in, sodat hy kan uitkom, die nuwe skepping, die totale nuwe wese, binne en buite. Die rispe en die vlinder eet nie eers dieselfde kos. Sy spysvertering lyk nie dieselfde.
Hy lyk nie. En dit is die ding, in die proses raak ons ontmoedig. In die proses, ek het mense gesien met die Here al vir 20, 30 jaar dien, maar hy het nog steeds sy ou gewoontes. Want ons het nie toegelaat. Ons het nie die Here die kans gegee in die proses nie. En ons het met onsself nie geduld gehad in die proses nie. En julle moet weet dat die aanklaers van die broers kla ons nie meer voor God aan, hy is neergewerp, maar hy kom kla ons nog in ons gedagtes op. Net soos Jesus toe hy in die woestyn was, 40 dae, toe hy moeg en honger was, toe kom hy sê, if you are the son of God, doen dit. As jy dan die seun van God is. Hoeveel keer het jy nie al die gedagte gekry? Hier sit 'n paar boetas al wat 'n pad geloop het. Sê vir my, hoeveel keer het jy nie al gedagte gekry? As jy nou werklik 'n seun van die Here is, hoekom stoei jy met hierdie? As jy nou 'n kind van God is, hoekom het jy dit nou gedoen? Kan een van julle sê julle het nog nie daai gedagte gekry? En dit is die aanklaer van die broers wat kom. Nee, hy weet, hy ken ons natuur. Hy weet met die goed wat jy mee stoei. Ek weet, hy kan net vir jou kyk en kan hy sê, okay, hierdie man sukkel met daai, hierdie ou sukkel met daai, geduld of hy sukkel met hoogmoed of vrees. Hy gaan goed op jou pad sit. En wanneer jy dan daai trap gaan hy, koning Dawid het daar geskryf en die Here sal ons uit die voël, vers 3, Psalm 91 vers 3, en hy sal my uit die voëlvanger se wippe, maar hy gaan die wippe uitsit. En wanneer jy hom trap, gaan hy jou aankla. En wanneer jy jou aankla, kom jy teen jouself, wat fout met my? Hoekom doen ek nog dit? A house divided against itself will come to a fall. 'n Huis wat in homself verdeel gaan. So hy wil net hê jy moet teen jouself kom. Ja. Paulus het hierdie ding gedoen, hy het gesê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En juist dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. En ek vind hierdie nuwe wet in my. Dis nie meer ek wat dit doen nie, maar die sondige natuur in my. En nou kan ek myself skei van die sonde en ek kan teen dit kom wat in my lewe is. Daai vrotkolle sal ek toelaat en dis wat die Here sê, hy kom was in Efesiërs 5. Hy kom was sy bruid met sy woord sodat sy sonder vlek en rimpel kan wees, né? En ons laat toe dat die woord en hy sê if you continue my word, you're truly my disciple and you will know the truth and the truth will set you free. So ons hou aan in die woord sal my wys waar is my vrotkolle. En ek sal dit voor die Here bring, ons sal dit in die lig bring en ons sal teen dit kom tot dit klaar is. Maar ons sal geduld hê met dit. Want ek was baie ongeduldig met myself met sekere goed. Ja, en dan begin jy teen jouself kom. En dan het hy ja. Want hy is verdeeld in homself, kan nie staan nie. En Lukas net tot daar is vir vandag.